Anton, vandag se vraag dink ek is iets wat baie mense ervaar en dit is hoekom is ek so hard op myself? En dis nogal 'n belangrike vraag want ek dink ons hoor so baie van blameering en alles wat ekstern is aan ons en kyk na die wêreld om jou, maar aan die einde van die dag bly ons vreeslik hard wees op onsself. Hoekom is dit so? Ek weet nie wie jy almal insluit nie, Lisa, as jy sê ons, want nie almal is so hard op hulle self nie, maar daar's baie mense wat ek sien wat geweldig hard is op hulle self. En miskien is daar heelwat mense wat ek sien wat glad nie hard op hulle self is, wat dalk 'n bietjie harder op hulle self moet wees. So ek dink dit gaan beide kante toe. Maar ek dink vir my baie mense is hard om met hulle self omdat dit 'n strategie is wat vir baie lank vir hulle gewerk het. Met ander woorde, dit is dalk weer waar hulle groot geword het, waar hulle sekere dinge moes doen om ander mense tevrede te stel, of dit nou hulle ouers, ekskuus tog, waar hulle sekere dinge moes doen om ander mense tevrede te stel, en as hulle dit nie gedoen het nie, of nie, en as hulle dit nie reg gekry het nie, was daar kritiek gewees, dan was daar negatiewe kommentaar gewees. So hulle het dit amper geïnternaliseer dat as jy dinge nie reg doen nie of kan sien waar dinge verkeerd loop nie, gaan jy in die moeilikheid wees. Dan het jy nodig om 'n manier te kry om te oorleef, en dan leer jy hierdie manier aan om hard te wees op jouself sodat jy seker maak jy doen alles altyd goed en reg, en jy kan sien as hierdie probleme aankom sodat jy gereed kan wees. So jy maak hierdie negatiewe voorspellings vir die toekoms ook, sodat jy gereed kan wees as dinge verkeerd loop. Maar as dinge verkeerd loop, dan is jy nog steeds in die moeilikheid, alhoewel dit nie by ander mense is nie, by jouself. So dis die een deel daarvan. Die ander deel is dat baie ander mense het geleer, dit is 'n manier om suksesvol te wees. So as ek hard is op myself en myself hard dryf om sukses te behaal en ek kry dit reg, is dit 'n goeie suksesstrategie. Dis amper soos iemand wat sê no pain, no gain. So as dit nie pynlik is nie en ek nie hierso bloed, sweet en trane ingesit het met hierdie projek waarop ek gewerk het nie, weet jy wat, dan skep ek dit af. So ek gaan suksesvol wees. Die probleem is egter dat hierdie innerlike kritikus wat jy skep is nie noodwendig so funksioneel in nuwe situasies waarin jy jouself bevind nie. So dit het dalk vir jou gehelp om te oorleef in moeilike omstandighede of om sukses te behaal in ander situasies, maar nou vind jy jouself op 'n plek waar dit nie noodwendig nodig is nie, en jy is nog steeds so bewus van moontlike tekortkominge wat jy het, of dinge wat kan verkeerd loop, of die moontlikheid dat 'n projek of iets of 'n verhouding dalk nie gaan werk nie. So nou is jy die heeltyd besig om jouself redelik te straf, dat jy jouself eintlik die heeltyd probeer beskerm teen moontlike verwerping, kritiek, of onsekerhede. Ja, en ek dink die ons praat baie keer oor die vraag hoekom en of dit belangrik is of nie, maar ek neem aan in hierdie geval is dit ook een van daai situasies waar die hoekom is 'n baie komplekse vraag om nou te probeer uitwerk waar kom hierdie kasteiery vandaan. Ja, is 'n proses wat mens met 'n professionele persoon kan stap. Maar nou jy is nou hier en hier sit jy en jy elke dag dink net, "Ag, moet nou net nie dit doen nie, moet nou net nie daai doen nie, moet net nie dit sê nie, of hoekom het jy dit gedoen, hoekom het jy daai gesê?" Hoe keer 'n mens hierdie patroon wat nou duidelik al oor jare gevorm het? Hoe keer 'n mens daai patroon, of hoe werk 'n mens of bestuur daai patroon? Dink 'n mens net anders? Forceer skryf jy met stif jy op jou spieël elke oggend dat jy is die beste? Wel, ek sou nou nie, ek dink my vrou gaan kwaad raak as ek haar lipstifie gebruik daarvoor, en ek gaan waarskynlik elke aan die spieël moet skoonmaak, so dalk gaan dit nie vir my 'n goeie strategie wees nie. So ek dink die een deel wat jy wel sê, een is die dink anderste, en ek dink dit is dat mens daardie assosiasies identifiseer wat jy oor tyd gemaak het, om jouself bietjie meer grasie te gee. Soos byvoorbeeld 'n assosiasie kan wees, as jy sag op jouself is, beteken dit eintlik jy is lui, en lui is 'n sonde. Jy mag nie lui wees nie. Of as jy iets nie reg kry nie, is dit 'n mislukking,
En as dit 'n mislukking is, dan is jy die mislukking. So jy mag nie misluk nie. Of ook in terme van jy moet jou vakansie verdien. As jy wil rus, dan het jy nie 'n opsie nie. Jy moet verskriklik hard werk om dit te kan verdien. So daardie tipe gedagtes wat onderliggend is aan die gedrag en die patroon, ek dink is belangrik om dit te kan raak sien en dit te kan betwis. Dat jy net vir jouself sê, weet jy wat, as ek nou vandag net 2 ure uitsit en ek gaan net daar by die rivier sit en ek gaan net iewers 'n stap of my 'n koffie kry en net kyk hoe mooi is dit buitekant. Ek mag dit vir myself gun. Dit is nie dat ek lui is nie of dat daar iets fout is met my nie. Ek dink die ding van patrone is ook, dit is so in ons biologie, in ons neuropathways, in ons breine, in ons senuweestelsels ingewerk oor tyd, dat dit baie maklik is, dis maklik om vasgeval te wees, is moeilik om daar uit te kom, want dit raak eintlik ook 'n gemaksone. So die probleem met 'n gemaksone is, dit is altyd as iets verkeerd gaan ons terug daarna toe. Dis amper as ek 'n probleem het by die universiteit, dan wil ek huis toe gaan en ek wil my eie bed gaan slaap, en dis waar ek die gemaklikste voel. En natuurlik is dit so. Die probleem is jy groei nie baie nie as jy in jou eie bed gaan slaap nie. Miskien tel jy 'n bietjie gewig op, maar jy groei nie in goeie maniere nie. En ek dink dis die ding van 'n gemaksone ook as dit kom met ander tipe uitdagings. Dat ons het nodig om uit daai gemaksone te gaan en daardie idees soos jy is lui of jy gaan misluk te betwis, anders te dink daaroor of nie verskonings te maak nie. Maar ek dink ook dat ons dan moet dink dat daardie idees kom waarskynlik weer eens van ander mense wat vir jou gesê het, weet jy wat, as jy nie 6 ure 'n dag agter jou boeke sit nie, gaan jy nie eksamen deurkom nie. Daar's waarheid daarin, maar dis nie die waarheid nie. Of aan die ander kant is ook, weet jy wat, moenie so lui wees nie, jy moet uit jou bed uit opstaan en kom werk. Natuurlik is dit waar, maar ek dink dit is daardie verwagtinge wat ander mense skep. En as jy uit jou gemaksone kan uitbeweeg en deur hierdie maalstroom gaan van idees en bekommernisse en so voort, dan kom jy by 'n punt wat jy eintlik nuwe vermoëns kan aanleer, nuwe roetines kan vorm. En dit is die belangrikheid in terme van om te sê, okay, so nou maak ek my comfort zone eintlik baie groter, want ek sien hierdie nou as 'n leerzone wat ek myself in bevind. En eintlik is dit so belangrik dat ek juis uitgedaag word in hierdie leerzone. En soms gaan dit nie werk nie, maar soms gaan dit wel werk. En as ek hierdie uitdagings aanpak en vir myself sê, weet jy, ek het nou hard gewerk, ek het nou hierdie nuwe geleentheid gekry, so ek gaan nie nou net oornag 'n sukses word nie. Ek gaan nie nou net enigiets regkry wat ek nou graag wil doen nie. Ek gaan nuwe vaardighede moet aanleer. En dan is dit wat jy dan nog verder groei in jou groeisone. En ek dink dit is van daardie plek wat jy dan nuwe betekenis kry, wat jy besluit, okay, ek gaan vir myself nuwe doelwitte stel, ek gaan vir myself 'n pad vorentoe visualiseer om my drome na te volg. En ek dink dit is wat jou dan wegvat van daai gemaksone, wat jy so maklik in vasgevang kan word oor hierdie negatiewe idees, wat vir jou amper sê jy is nie goed genoeg nie, en weer eens daai onderliggende tema van hard wees op jouself. Ek wil nie op daarop te hamer nie, maar ek bedoel dit is 'n proses om 'n patroon te breek en om 'n patroon op te bou is weer 'n proses om dit aan te doen. En ek dink baie keer is soos om fiks te word. Jy gaan aanvanklik geweldig onfiks wees en dan gaan jy bietjie meer en dan gaan jy later dit kan regdoen. Maar ek dink ook baie keer daar's baie waarde in om terugskouend te kyk aan die einde van die dag of vroeg in die oggend na gister. Wat het verkeerd geloop? Waar het dit vir my verkeerd geloop? Waar het ek verkeerd sê ek ook nou nie. Hoe het ek gedink aan myself? Hoe het ek gedink aan omstandighede? En daai goedjies baie keer neer te skryf help jou om met tyd en in die proses, nie baie vinnig nie, maar in die proses dit te kan vooruitwerk. Maar jy gaan eers terugskouend werk. Ek voel altyd dis iets wat mense net moet onthou. Dis soos fiks word weer eens. Jy gaan nie goed wees nie. Ek sê 100% saam met jou. En ek dink ook dit is daai ding, in die oomblik voel jy so oorweldig deur iets en jy dink net ek gaan hierdie nie regkry nie, of weet jy wat, nee, hoekom gaan ek na myself hierin begewe, want
ek is nie goed genoeg nie. En dit is daai nie goed genoeg gedagtes wat so 'n klassieke voorbeeld is van hardheid wees op jouself. Of jy het nou 'n verhoging gekry. Jy's nou in 'n nuwe posisie. Jy is nou meer verantwoordelikheid gegee oor ander mense. En nou is jy die twyfel daarin en jy dink net hoe op aarde gaan ek hierdie reg kry? Maar dis eintlik dan ook 'n kritiek op jouself van hulle moes die verkeerde persoon gekies het. Ek kan nie hierdie doen nie. Al daai negatiewe gedagtes van twyfel in jouself wat natuurlik opkom. Maar ek dink wat so belangrik is, en ek wil 'n voorbeeld gebruik, iemand wat hierdie week vir my gesê het, hulle is nou in 'n nuwe posisie en hulle voel oorweldig van die persoon wat in daai pos was, tree nou af en hulle moet nou oorvat. En dit is 'n redelike belangrike rol wat hulle het. En hulle sit daaraan dink, dan dink hulle, hoe gaan ek hierdie reg kry? Hoe gaan ek met die nuwe kliënte werk? Hier is nou nuwe administratiewe verantwoordelikhede. Ek het 'n groter span. Ek voel net ek dink nie ek kan cope hiermee nie. Maar as hierdie persoon dan gaan oefen en gaan paddle speel of ek gaan nie alles so nie, maar die ander oefeninge doen saam met sy vriende. Hy sê as hy dit doen en hy's daar klaar, dan dink ek maar ek kan eintlik hierdie doen. So dis daai ding wat jy sê van fiks word, maar as jy dan net jou fokus verplaas na iets anders toe en iets doen wat jy aktief doen en wat vir jou lekker is. Weet jy wat, dit is eintlik so goed vir jou selfvertroue wat dan teruggaan na hierdie area toe wat jy dalk meer onseker voel. En ek dink die ding van jou innerlike kritiek. Daai kritikus wil net laat fokus op waar dit moontlik kan verkeerd gaan. Dit maak nie die goeie voorspellings nie. Dit sê vir jou eintlik net in terme van hierdie gaan 'n mislukking wees. Mense gaan dink jy is 'n absolute flop. Jy het net hierdie pos gekry omdat jy baie goed in die onderhoud was, maar jy kan eintlik nie die job doen nie. So al hierdie gedagtes kom by jou op. Maar dit is eintlik weer eens gedagtes wat teruggaan na iewers in die verlede toe, waar iemand dit dalk wel vir jou gesê het. En dit is so belangrik wat jy nou ook sê van 'n terugskouing, dat jy moet ook terugskou om te sê, maar okay, so miskien was dit daardie rugby onderwyser wat dit vir my gesê het. Of weet jy wat, miskien was dit my biologie juffrou wat gesê het, jy gaan nooit hierdie vak kan slaag nie, of jy is net nie slim genoeg om dit te, of wat dit ook al mag wees. En net rond te kyk en sê, maar hierdie is nie my biologie klaskamer nie. Die kliënt met wie ek werk is nie my rugby afrigter nie. Hierdie is nou 'n nuwe omgewing en ek het nou opleiding gekry en ek het ervaring en so voort. So die rede dat ek aangestel is in hierdie posisie of dat ek in hierdie verhouding is of wat ook al mag wees, omdat ek nou al sekere dinge baas geraak het in my lewe en mense in my vertrou het om dit te doen. So hulle het geloof in my. Ek moet nou vir daai innerlike kritikus sê, het baie dankie vir jou opinie, maar eintlik help jou opinie nie nou so baie nie. Ek het nou nodig om hierdie ding te doen en dit baas te raak en ek dink ek gaan ook fiks raak, jou woord, om hierdie te doen, al gaan dinge baie keer verkeerd, want met almal gaan dit baie keer verkeerd en as ek angstig raak, dis okay. Enige persoon wat iets nuuts aanpak, of dit nou is dat hulle nou na skool universiteit toe gaan, of dit is dat hulle na hoërskool toe gaan, of dit is dat hulle van werk verander, natuurlik gaan daar angstigheid wees. En dan is daai innerlike kritikus so aktief om jou te gewys op al die gevare, maar dis eintlik so onnodig. En hoe eet jy olifant? Stukkie vir stukkie, né? Jy hoef nie die hele olifant op te slurp nie. Ek sê baie dankie vir Anton Bemer, hy is 'n kliniese sielkundige op Stellenbosch. Indien jy enige vrae het, kan jy 'n e-pos stuur na lesse@wieisek.co.za. Of jy enige vrae het oor Anton, sy besonderhede is beskikbaar hier by hierdie gesprek. So gaan kyk gerus daarso. Deel die gesprek, wees dit geen idee wie het nodig om hierdie te hoor nie en dan aan die einde van die dag, die heel belangrikste. Kyk mooi na jouself.